Hallo kykers by die huis, ek en my broer het Oranje rivier toe gekom. Stompie. Kon ons daarom 'n vis op 'n kunsaas vang. Dit voel mooi. Oh! Daar! Hier is daarom 'n klein geelvisie. Dit is 'n klein bek. Maar dit is nie gewoon om hulle op vullis te vang nie. Ja, dit is nou net lekker tye nou. Ja, ek het iets hier gehad wat 'n bietjie stroom afgaan. Okay. Hy is definitief om 'n klip op. Sports en drama. Hier is die eindresultaat. Die ouetjie vat 'n stap hier rivier af. Hy laat nie vir hom boelie nie. Nee. Jy kan sien! Wonderlik, fantasties. Ek sal hom soen. Presies. Hallo kykers by die huis, ek en my broer het Oranje rivier toe gekom. Ons het Saterdag die middel van die dag hier aangekom. Ons is gister uit, heel dag met die kunsaas. Dit was 'n baie moeilike dag. Niks gekry nie. Die weer, ons het 4 seisoene in een dag gehad. Dit is nou die Sondagmôre en die weer is ook baie mislik. Die wind waai. Dit is koud. Ons is vanoggend vroeg uit. Nog voor dit lig was, uit met die kunsaas. Niks gekry nie. Ons is toe terug kamp toe en ons het toe besluit om in hierdie slegte weer eerder 'n bietjie aas te kom gooi. So ons sit nou hier geanker op die rivier en gooi 'n bietjie aas. Ons kyk wat gebeur. Sik in my ore. Voel 'n bietjie soos 'n baber. Dis maar. Hierdie stroom is alles 'n fight. Ja. Wil begin esse gooi. Ja. Snorra. Hey, ek's 'n baber. Stompie. Ja, Jesus, lekker fight in die stroom. Nie grootse vis nie. Hy is seker 6 kilos, ja. 7 kilos dalk. Maar ja, in die slegte weer is hy welkom. Hey. Darcy Bros. Sy. Het voel 'n bietjie soos 'n modderbek in die stert. Maar is daar 'n bietjie aksie. Hey, nee, is 'n largie Melanie. Hy is nie baie groot nie. Dit is rarig nie 'n groot largie nie, maar ek sal hom vat. Beteken daarom nou buite bietjie. As hy na 'n lang gespook, kon ons daarom 'n vis op 'n kunsaas vang. Nou nie 'n grootte nie, maar tog welkom een. Ultra Swivel, Shadrap, Elite in die GDNIA kleur. Een van my gunsteling opale, die Shadrap. Die Shadrap aksie is net irresistible. En ek hou van die swart, veral hier op die Oranje rivier. Ja, daar kan ons nog 'n paar kry. Bietjie groter is die ouetjie. Okay. Dit is nou moeilik om. Dit voel mooi. Die punte. Mooi. Okay. Ek sal nou my foon kry. Hier. Die punte. Boetie. Ek bly in 'n lyn opgesit. Ja, Die punte. my broer is aan nou. Ek het net daai groot bek geland. Die vis was baie stil. Die weer was baie poef gister. Vanoggend was dit ook maar nog redelik koue wind. En nie lekker nie, maar die sonnetjie is nou uit. Is totaal vir die dag, is nou actually windstil. En my broer is hier aan met wat ons vermoed 'n mooi vis is. Hy het gevat en hy het gehardloop. Dit is net moeilik om dadelik te begin afneem, want ons het trol met elkeen 2 stokke. So ons moet eers die katrolle, die stokke inkry. Hoog in die water, hè? Ons hoop is 'n geelvis, hy het 'n baie mooi eerste run gegee.
So ons hoop dis 'n geelvis, maar ja, ons het al gesien die barbers doen partymal ook snaakse goed. Ons hoop dit is 'n rietbul. Ja, nee, ons het hard gewerk vir die vis. Ons sien net van opdaag en vang nie. Ons het regtig eerste dag niks gevang nie. Tweede dag 'n barber gevang. Met aas, die weer was gister regtig nie lekker nie. Koud, winderig, vanoggend die wind nog baie koud. En vol swaar. Rapala, wat se size? Die is die klein 55. 55 mm Shadrap Elite in UV Black. Die swart klere werk maar hier op die Oranje rivier. Ja, so die fight hou nou 'n bietjie lank aan. Dit laat mens altyd bietjie worry dat 'n barber is. Maar ja, dalk as dit 'n 10 kg plus geelvis is, hou die fight op lank aan. Kyk, die eerste run was nogal kwaai geweest en hy fight bietjie bo in die water. Oh! Ja, dis 'n mooi geelvis. Hy sit in die rugvin gehad. Dis die eerste keer in my lewe wat ek dit sien. Eerste keer in my lewe. 'n Velhoek geelvis. Maar mens weet nie, hy het dalk vir hom gegaan, mens weet nooit nie. Maar dis either way is dit 'n mooi blerrie geelvis. Hy's 'n rietbul pappie. Maar ja, dis hoekom die fight so extra lank gehou het en hy snaaks voel. Maar hy's 'n 7 kg vis. Dink jy so? Ja, Okay. dis 'n groot vis daai. As hy nie 8 kilos is. Ek weet nie of ons disappointed is. Ek's nie disappointed. Ek het hom op 6 gesit. Huh? Ek het hom op 6 kilos gesit. Maar Ek weet jy, hy lyk vir my 7, 8 ek kilos. kyk net as hy na die rugvin met die kunsels. Ek vat nie disappointed nie. Nou. Ja, ons wil hom in die bek vang, maar dis nou, ja, ek weet nie, mens weet nooit, het hy vir hom gegaan, toe mis hy hom, dit weet mens nou nie. Either way, ek meen, hopelik gaan ons 'n groot geelvis land, by hoek of by kroek. Jy's 'n kroek. Sien daai mangrove inlines wat so sterk is. Yes. Yay! Vat 5. Sit hy. Dis 'n groot geelvis. Ongelukkig toe ek die video nou begin edit, kon ek nie die video kry waar my broer die vis vashou en met ons gesels nie. Ek dink die oomblik was te groot vir my en ek het nooit record gedruk nie of record misgedruk. So ons moet ongelukkig nou net na 'n paar foto's kyk. So my broer het die vis reg geskat, hy was op die einde 6 kg. Julle sal sien dat in die foto's is die kunshaas in sy bek. Dit is nie omdat ek probeer oneerlik wees nie, dit is maar net standaard, wanneer ons die vis land, haal ons dadelik die hoek uit, en dan wanneer ons foto's neem, sit ons die kunshaas in die vis se bek. Op die video, ek meen kan julle duidelik sien dat hy in die rugvin gehaak was, en nie in die mond nie, so ek draai niemand kil nie. Ek het toe met 'n paar ander gesoute kunshaashengelaars gepraat, en hulle sê wat heel waarskynlik gebeur het is, die vis was in die mond gehak, en toe skeer die hoek uit en haak hom in die rugvin, of weet die vis het hom draai slaan, hom gemis, en op die einde is hy in die rugvin gehaak. Die vis is gevang op Rapala Shadrap Elite, in die UV Black kleur, 5.5 cm. Dit is 'n 6 kg vis wat hom 'n rietbul maak. Op die video het ek dit baie opgewonde geskree, maar ongelukkig bestaan die video nie. Largie Melani, large Melani. There we go. Ok, nou daai twee visse is dit vir julle goeie tyd om te wys.
hoe ons strol, so as elkeen het 2 stokke, ek het 2 agter, en my broer het daar 1 aan elke kant, soos elkeen hengel met 2 stokke, wat ja, bietjie chaos veroorsaak wanneer mense vis hak. Dus hoekom ons ook nie dadelik kan begin afneem nie, want ons moet eers die ander stokke inkatrol, sodat die lyn uit die water kom en die vis nie raak kan koek nie. Maar al wat jy doen is, jy gooi 'n normale cast agter jou met jou kunsaas. Dis omtrent die lengte wat jou kunsaas agter die boot moet wees. Jy kan ook so klein bietjie ekstra uitlaat en dan sit jy jou engine net op idle spoed. So daar op die fish finder kan julle sien, trol ons nou teen so 1.6 km/h, so gewoonlik hou ek van so tussen 1.5 en 2.5 km. Nie stadiger is dit en ook nie vinniger is dit nie. Dis maar waarvan ek hou. En ja, dis ons daai visse gekry het. Ons het gecast ook, baie gecast en nie vis so gekry nie. En dan tussenin trol ons ook maar en dis ons daai 2 visse gekry het, is op die trol. Ek dink ek het 'n rekord gebreek vir die kleinste vis wat ek al ooit op 'n kunsaas gevang het. Grootbek. Dis 'n nuwe rekord. Ek het al redelike kleintjies gevang. Maar dis 'n nuwe rekord. Holy moly, hy is klein. Ja, dis 'n PB of sorts. Die kleinste grootbek wat ek in my lewe al gevang. Die sentimeter is 5,5 centimeter. Hierdie visie is dalk 20 centimeter. So ja, dis hoekom ek ook nooit bang is om groot loers aan te sit nie, want as hierdie ouetjie kans sien vir die loer, nee. Ja, hy sien kans vir baie. Maar ja, dis hy tel, dis 'n vis, maar is nou nie, ja, dis nou nie eintlik hoekom ons hier is nie. Maar ja, PB, checked. Punta. Ja, ek dink is nou nie die wêreld se grootste een nie, maar ja, is 'n vis. Okay, daar is hy nou. Baie klein geelvisie. Dis ons laaste oggend op hierdie gedeelte van die Oranje rivier. Ons het nog die oggend uitgekom. Ons is nou eintlik op pad weer na die karre toe. Dan pak ons op en ons gaan na die volgende spot. En ons sluit af met hierdie ou kleintjie. Tensy daar dalk nou in die volgende kilometer weer iets optel tot by die karre. Maar ja, hier is daar nou 'n klein geelvisie ietsie vir vandag. Hoopelik kry ons 'n bietjie meer vis op die volgende gedeelte van ons toer op die Oranje rivier. My broer is weer aan op die trol na daai rekordvis en het net 'n baber gedraai en ons vermoed hierdie is ook 'n snorre. Okay, ons hierdie klein ou babertjie gevang op die trol op 'n Rapala Jointed Shad Rap Shallow Runner. Ek dink dis 5 cm, 7 cm. Jointed Shad Rap nog altyd goed vir my gewees. So ek love dit om hom te gooi. En hierdie ouetjie het hom gevat en sy kop geskit. Sommer dadelik moes ek geweet het dit gaan nou 'n baber wees. Nie die grootste een nie. Maar 'n vis is 'n vis en as jy 2 relaas in gevang het, is dit 'n goeie welkome verandering. Okay, ons moet gou ons anker losmaak. Hy's hier oor 'n klip. Ek sal môre weer 'n bietjie kunsaas probeer van die kant af. Maar om dit rustig te vat, vang ons nou eers bietjie aas. Dit lyk of hy los is. Ek sal net bietjie soen toe ook gaan. Gaat hy weer. Okay. Hy begin ongelukkig bietjie soos 'n baber beklei. Ja, ek voel nou ook hy ding. Maar yes, hy het met 'n spoed weggetrek. Ja, stamspoed joh. Awesome. Okay. Kyk eens by die huis. My oom het ongelukkig, hy vis het ons verloor. Hy het oor die
klippe geskuur die lyn en toe hier teen die boot toe snap die lyn. So ja, ons vermoed op die einde was 'n baber, alhoewel hy baie vinnig daar weggetrek het hy later soos 'n baber begin beklei. Die fight het te lank aangehou en hy het op die bodem gebly. En intussen het ek een piesangbabertjie geland. En ek vermoed ek het dalk weer 'n piesangbabertjie. Okay, so ek is heeltemal verkeerd, dis 'n geelvis. Ja, dis nou 'n lekker verrassing. Ek gaan nou kyk, jy sê vir my toe ek hom eers gesien gelyk soos 'n klein bek, maar kom ek kyk. Dit is 'n klein bek. Baie interessant. Dis 'n klein bek geelvis wat ook op 'n fillet gevang het. Dis 'n verrassing, dit is my tweede kleinbek ooit wat ek op 'n fillet vang. Gewoonlik eerder op krappies en rysmiere en sulke goed. Maar hy losbring. Ja, hier is 'n mooi kleinbek op 'n fillet. En ek sal hom vat. Maar dit is nie gewoon om hulle op fillets te vang nie. Ja, die is nogal mooi. Hy is seker amper 2 kilos, dalk so 1.8 daar rond, ja. Roan, vertel vir ons wat gaan hier aan. Ja, dit is nou net lekker tye nou hoor. Willige vegte hier in die stroom. Hy begin nou bietjie soos 'n baber beklei. Maar vir Roan se part hoop ons nog hy dalk skubbe. Musiek in my ore. Ons kon by die werk gewees het. Nou hoor ons katrolle skree. Maar ja, sien die fight hou nou te lank aan. En ek kyk hoe onder bly hy. Dit is gewoonlik. Ja, en daar's borrels ook nog. So my geld is definitief op 'n baber. Okay, ek en my neef gooi 'n bietjie aas weer in die stroom. Ek het nou hier iets gehak. Ja, ek het iets hier gehak wat 'n bietjie stroom afgaan. Ja, gister was ook maar 'n moeilike hengeldag. Had nie baie vis uitgekom nie. Hey. Okay. Ja, so is 'n eindresultaat 10,5 kg baber. Ja, ek moet sê in hierdie stroom, in die stroom is sterk hierso op 'n 8 voet stokkie. Is dit 'n helse lekker fight. Is daar nog nie daai heel groot visse nie. Maar dit maak dit dan met 'n wêreld hengel is maar moeilik hier op die tweede spot op die Rani rivier wat ons kom probeer het. Hy is definitief om 'n klip ook. Wat? Is los. Ja, sports en drama. Om 2 klippe gedraai. Ja, die vis voel nog aan. Yes, man! Yes. As hy, mense, hier is die eindresultaat, 15,5 kg baber. Hy het vir my gevoel het soos elke liewe klip om die rivier gerap. En om daarom eventually uitgekry en het wys weer eens, moenie ander kant kom nie. Dis 20 pond mono. Op breed het ek hierdie vis al lank al verloor. Dan sal hy afgesny het in die klippe. Ek kon hom daarom loskry op die einde en as ek te lig as om met 10 pond lyn gehengel het, ek hom nooit geland nie.
Ja, en ons het hom 'n bietjie onderskat. Ek het gesê 13, my neef het gesê 12. Maar ja, hy het nogal pens aan hom. So nou verstaan ek hoekom ons hom onderskat het. Ja, 15,5 kg op 'n muddy fillet. Maar dit was nou 'n machine fight gewees. Jo. Ja, het my besig gehou en op was tye wat ek nie geweet het of ek hom gaan land nie. En in hierdie stroom, yes, die rivierwalvisse is wild. Nee, hulle is wild. As hy. Kyk hierdie tandmerke. Dis waar ander bawers hom byt. Nou dis 'n 15,5 kg bawer. Nou kyk hoe byt ander bawers hom. Ja. Sien Hierso. ek sien. So ja, ek weet nie of hulle pre-spawn is of wat gaan aan nie, maar daar is bawer tandmerke. So hierdie ouetjie laat gaan al 15,5 kg van hom. Hallo. Stap hy. Dit is my fighting belt inpak. Die ouetjie vat 'n stap hier rivier af. Dis die laaste middag. Ek het vanoggend nou my mooi bawer gevang en hier is my neef nou met ietsie duideliks ook aan. So hoop ons sit hom ook op 'n mooi bawer. Kan ons besluit om maar agter hom aan te gaan. Hy's uit 'n ver rivier af. En hom te beklei al die pad weet tot by die boot in hierdie stroom is maar net baie moeilik. So ons gaan nou eerder agter hom aangaan. Dit is 'n beter kans het om die vis te land. Hy laat nie vir hom boelie nie. Nee, definitief nie. Kyk hoe by hy stokkie. Dit is veilig om te sê, is 'n bietjie duideliker hierdie een. Ja, kyk, hierdie oranje rivier wawers in hierdie stroom is iets anderste. Yes, hy staan lekker kop. Borrels. Ek dink die gaan mooi vis wees, hoor. As hy, man. Yes, Kazie! Ons sit op die laaste middag. So hier amper voor toemaaktyd. Klop hierdie ouetjie en my grootste bawer nog. En ja, wat 'n belewenis. Hy het vir my 'n goeie 10+ minute. Ek weet nie hoe lank besig gehou nie. So nee, ek het nou gewerk. Ek is En wat weeg hy? 14 kg on the dot. So ja, En hoe was die fight? amazing. Dit was 'n belewenis, regtig loshande. Die swaarste varswatervis wat ek nog gevang het. Wonderlik, fantasties. Ek sal hom soen. Presies. Jo, die ding is swaar. Ja. Dankie ou grootte. Dit was regtig. Baie dankie. Daar gaan hy, well done. Vat 5. Dankie Kazie. Dankie. Dit was lekker. Nou ja, ons het tot 'n einde gekom van ons week se hengel. Ons het gehengel van 'n Saterdag tot Saterdag. Ons het 2 verskillende spots op die Oranje rivier gehengel. Eerste plek van die Saterdag tot die Dinsdag. Daar het ons 'n paar groot bekke gekry. Een mooi rietbol van 6 kg. Maar die weer was maar moeilik geweest. Die hengel was ook moeilik. Maar ons het daarom 'n paar visse gekry. Van daar af het ons beweeg na 'n ander spot op die Oranje rivier van die Dinsdag tot Saterdag. Die hengel was hierso ook moeilik. Ons het op die einde 'n paar mooi babers gekry. Maar dit was regtig moeilike hengel. Daar het miskien een mooi vis 'n dag uitgekom. Tussenin was daar 'n paar klein visse tussen al die manne. Maar ja, die hengel was nie maklik nie. As mens na al die foto's na die tyd kyk, dan lyk dit baie indrukwekkend, maar mens moet altyd in gedagte hou, ons het 'n week lank gehengel en ons het hard gewerk vir daai vis. Dis nie net opdaag en vis vang nie, ons moes die ure insit.
vir miskien een mooi groot vis 'n dag, maar ja, overall goeie trip, paar mooi visse gekry, een rietbal van 6 kg, twee mooi babers van 14 en 15,5, wat het nog steeds die moeite werd gemaak het. Maar ja, dit bring ons tot die einde van die video. Tot volgende keer.